Welkom by die program Encounters. Ek het weer vandag, ons het vir die afgelope paar weke, ek het so lieflike oomblikke gehad met die skryfster Megan Fredericks en ek het haar vandag weer op my program en ek sien baie uit. Ek dink die laaste keer het ons afgesluit met healing en ek wil net iets quote uit haar boek uit wat sê, pain that is never addressed often grows with us, it matures, it evolves. En daar is so baie wat ek kan lees uit wat Megan geskryf het oor wat sy ondervind het, wat sy beleef het, uit haar pyn, uit haar teleurstelling, uit haar seer ensovoorts. Maar ek is die een wat vir julle gaan vertel, Megan gaan die een wees wat vir julle deur hierdie boek vat. En ek wil nie vra, as jy nog nie 'n kopie van die boek het nie, asseblief kry die boek en 'n lekker stukkie leesstof vir die tyd wat ons nou in is. Ek weet dis 'n tyd waar ons afskaal, sommige mense skaal nie af, maar ek glo dat dis net 'n wonderlike tyd van die jaar. Ek weet Desember is dit nie dalk vir jou so 'n wonderlike tyd is nie en vir 'n paar jare nog nooit was nie, as gevolg van pyn, as gevolg van seer, as gevolg van childhood trauma, dan is die boek ook vir jou. Maar meer van Megan. Megan, ons is so bly om jou saam ons weer vandag te hê. Sal jy net vir ons bietjie vertel, wat het jy vir ons lined up? Ag, ek wil eers net dankie weer eens sê vir die voorreg wat ek het om weer vandag hier saam met julle te kuier en ook elkeen wat ingeskakel is. Dus ek is regtig weer excited om te kan ervaar wat die Here wil doen. So ja, ek wil vandag net vir julle 'n bietjie vertel oor my ontmoeting met die Here, waar ek ontmoet het en hoe dit gebeur het. Exactly, en ek kan onthou, terwyl ons praat oor ontmoeting, daar in jou boek skryf jy iets, en hy sê, I thought giving my life to Christ would fix everything. So, maar voor jy vir ons nou daai gaan verduidelik, want ek dink daar lê baie goed in. En ek dink sommige mense kan relate met daai tipe statement. Maar hoe het jy die Here ontmoet? Waar was het en hoe was het? Ek het die Here ontmoet eintlik in 'n baie donker seisoen van my lewe. Dit was eintlik so net 'n maand nadat ek probeer het om my lewe te neem. Ek onthou dieselfde dag het ek vir die Here gefluister. Ek was so moeg en moedeloos. Ek het gesê, Here, as U dan nou nie as my lewe dan nou nie tot 'n einde kan kom nie, vat dit dan of verander dit dan. Ek het gesê ek wil nie meer hierdie lewe hê nie. En omtrent 'n maand net na dit het ek gevoel ek wil net wegkom van die huis af. Ek wil net 'n breek wat net wegkom uit daai environment. En ek gaan kuier toe by 'n vriendin van my en in die kuier kom 'n ander vriendin en sy nooi my weer oor na haar toe en sy wil net gou hê ek moet haar familie ontmoet. En spesifiek haar neef en ek nou toe daar kom met ek hulle ontmoet en gesien is goeie mense, hulle het goeie harte en dieselfde dag het hulle 'n tipe van 'n celebration gehad en hulle nooi my toe na die kerk toe, of die neef nooi my na die kerk toe. En wat beplan was vir die naweek was om na 'n partytjie toe te gaan. Ons sou net 'n lekker tyd gehad het. As baie kykers sal natuurlik weet waarvan ek praat. So ons sou net 'n lekker naweek gehad het en die spesifieke Saterdag sou ons na 'n partytjie toe gegaan het en toe draai het nou anders uit en terwyl hy my toe vra om hulle kerkdiens by te woon, sê ek nou by myself het ek gesê eintlik waar ek wil wees, maar in die gemoed wat ek was, het ek gedink dit sou eintlik 'n beter opsie gewees het. En ek het toe besluit om saam met hulle kerk toe te gaan. En so het die verhouding, of so het ek die neef beter leer ken, basies. Het nie onmiddellik gebeur dat ek my hart vir die Here gegee het, maar moes nou die proses en toe ons nou vriende geword en ons mekaar beter leer ken en hy het nou 'n bietjie ingezoom op waartoe ek gaan, wat die tipe lewe ek het en hy het my altyd bemoedig, hy het my altyd 'n mooi woord gegee, het was altyd opbouend, altyd positief en wanneer ons nou klaar gepraat het, dan het hy my altyd gevra, sal ek nou my hart vir die Here gee? En 'n maand, ek dink nog 'n maand na, so Augustus het ek probeer my lewe neem,
Ja. In September het ek hom ontmoet en dan ook gesien hoe hulle operate in die kerk Ja. en in Oktober besluit ek toe om my hart vir die Here te gee. Ja. Sure. So ja, wat beplan was of die plan was om The party. te party, maar die Here het 'n ander plan gehad. It is, dat kom by my die skrif kom, wat sê, many other plans in the heart of a man. Ja, But it is the Lord that determines dit determines. the way, or something like that. Maar, die vriend wat jy van praat, as jy dalk Rafkin nie, nee, jou man vandag nie. Dit is. Wat is? Dit is ja, ek het nie, aan die tyd het ek het nie geweet nie, as hy die storie vertel, Ja, dan sal u hoor, hy sê hy het dit geweet. Sure. Maar ek het nie geweet nie maar wat ek by dit wil sê, die experience wat ek met hom gehad het, was iets baie besonders. Hy was regtig net iets, hy was anders, hy was Yes. altyd opbouend, hy was Ja. altyd motivated, hy het altyd die mooi kant in alles gesien en as ek hom met hom gedeel het, en was dit vir my seer, dat Ja. waardeur ek gekom het, maar dan hy altyd die lig aan dit einde, waar ek het gesien het as, ek gevoel het gaan nooit tot 'n einde kom nie, Ja, maar dan het hy altyd die lig aan dit gesien. So hy was altyd op 'n positiewe noot. Hy het altyd die positiewe kant gesien en hy het vir my baie uitgestaan van hom. Hy het vir my amper geleer hoe God is. Hy judge jou nie vir waar jy kom of waar vandaan jy kom nie. Ja. Hy accept jou net soos jy is. En daar was nooit tye waar hy dalk gevoel het, maar alhoewel hy in die stiltetjies mos nou geweet het, yes. was daar nooit tye waar hy dit misbruik het, as ek dit so kan stel. Ja, ek Hy het dit verstaan. nooit misbruik, hy het dit altyd skoon gehou en altyd net die mooi kant van dit gewys en dit het my regtig 'n tuis gegee van hoe God se liefde vir ons is. Wow. En geliefdes, nou die Rafkin wat ons aan praat is, julle ken vir Rafkin van Kruiskyk, wat die program laat gebeur. Hy maak dit gebeur en wow, ons is so bly dat julle twee se pad gekruis het. En ek weet hulle twee is baie gelukkig saam. A match made in heaven. Megan, vertel gou vir ons, verduidelik vir ons, wat bedoel jy? I thought giving my life would fix everything. Ja, toe kyk, ek moes nog gesien, maar dit is mense by mekaar, hulle het mekaar is lekker vrolik en as blydskap altyd en wanneer jy iemand pyn se dan lyk dit maar altyd asof niemand anders deurseer gaan nie. En die Christendom het vir my regtig baie mooi gelyk en ek het gedink dat as ek my hart vir die Here gee, dat alles sommer net gaan verdwyn, dat Ja. ek ook daai happiness gaan ervaar. Yes. En maar dit het net langer geneem. So ja, ek het nou gedink dat as ek nou kom en ek gee my hart vir die Here, dan gaan alles sommer net verander. Alles gaat alright wees. Dat die Here gaan dit vir my uitsoort. En dit was glad nie die geval nie. Daar was mooi tye, daar was moments waar ek vergeet het, okay, of het my gelyk het, dit gaan nou beter, maar dan was daar weer wat ek moes teruggaan. As ek dit dalk so kan verduidelik, ek was in dieselfde tyd toe ek my hart vir die Here gegee het, was dit nie na die tyd nie, dit was nie, ek het uit my probleme uitgekom en toe my hart vir die Here gegee en toe verwag ek alles moet opgelos word. Dit het so hand aan hand saamgestap. Yes, So yes. ek het party oggend het ek in die kerk gesit, dan was ek nog seer geweest, want dan het ek net van die huis af gekom waar Christus nie geken was nie en waar daar nog baie tens goedjies gebeur het. Dan het ek even met hy seer nog kerk toe gekom. En dan het dit altyd vir my gevoel asof die Here is nie in die saak nie, of Ja. ek doen nie iets reg nie, of Yes. moes al hierdie goed dan nie opgelos gewees het toe ek my hart vir die Here gegee het nie. Presies, ja. En ek het later besef dat dit gaan nie eintlik daaroor nie. Dit is 'n proses waarna daar gekyk moet word. Yep. Dit is 'n proses waardeur ons moet gaan om eers healing te kry voordat jy dan regtig kan oorgaan na daai deurbrake toe waarna jy gesoek het. En ja, ek het regtig waar gedink is net iets wat outomaties, ek dink baie mense sukkel met die feit dat jy dink om jou hart vir die Here te gee verander sommer net alles. Ja. Maar dit is werk om Ons moet dit deurstap. ons moet dit deurstap en dit
Exactly. En ek dink nou sommer wat jy noem van die proses, dat ons moet verstaan, geliefdes, dat wanneer ons die Here aanneem, dan word ons gees gewederbaar. Ons weet, ons bestaan uit liggaam, siel en gees, of ons kan hom nou anders omgooi, maar ons is driedimensieel. Ons het 'n gees, of ons het 'n liggaam, ons het 'n siel. Ons woon in 'n liggaam, ons is 'n gees, ons het 'n siel. Nou die gedeelte wat Christus kom vernuwe, wat Jesus kom nuut maak, is daai geesmens, maar nou is daar 'n siel. Daarom sê Spreuke so mooi, hy sê, hy wat siele wen is wys. En is baie kere, meeste van die tyd, is die alles lê in die siel. David sê op 'n stadium, hy sê, U verkoop my siel. You restored my soul. En as ons praat van die siel, dan praat ons van die mind, die intellek, die wil, die emosies. En dis waar jou seer gelê het. En ek dink daar's vandag iemand wat sit en luister, wat deur trauma kom, wat in pyn sit, wat seer het. En het al moontlik die besluit geneem om Jesus aan te neem. En ek wil vir u sê dat, want ek dink terwyl ek praat, Megan, dat sommige mense, hulle duins terug, wanneer hulle dink soos wat jy gedink het, okay, ek het nou die Here aangeneem, right, fix alles, Here. En nou vind die persoon uit, maar het werk nie so nie. Of jy sien, het werk nie so nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, wat teruggeduins het, moenie terugduins nie, moenie verder terugduins nie. Ons gaan u help, deur Megan se getuienis, ons gaan u sleutels gee. Selfs in die boek gaan daar sleutels vir jou wees. Ek weet, dit is soos 'n journal wat in die boek is, wat jy deurgaan, en dit gaan jou help. Daar's 'n seksie in elke chapter, in elke hoofstuk, waar jy kan notes maak, waar jy kan jou growth, kan jy, jou growth, kan jy neerpen. So, Megan, kom ons praat so 'n bietjie meer van wat jy ge-experience het. Ek dink daar's iets wat ek wil vra, en ek dink jy het genoem van, wat sal jy sê, wat was die faktore wat in jou pad gekom het op jou journey van healing? So die faktore wat in my pad gestaan het, is die delay. Ek het altyd gedink, die feit dat ek gedink het dat God gaan dit vir my uitsorteer. So die was 'n delay gewees. Daar moes ek al begin het om eintlik te begin te werk aan healing, aan inner healing. Maar omdat ek gedink het, dit gaan net gebeur, het ek nie nog gefokus op dit. Ja. En ek het dit in tyd ook nie geweet, dat is iets soos inner healing, en dit moet gedoen word. En dan die ander ding waarmee ek gesukkel het, was my worth, my identity. Ek het nie geweet wie ek in God is. Ek het nie geweet dat daar iets is soos, ek het 'n doel in die lewe, dat daar iets is soos, ek is in God se beeld gemaak. Yes. Ek het nie hierdie dinge geweet, dit was alles nuut vir my gewees. En as gevolg van waardeur ek gekom het, het ek ook eintlik gedink ek is nie goed genoeg nie. Ek het min van myself gedink as ek dit so kan stel. So daai is goedjies wat in my pad gestaan het, en dan het ek ook nog nie vergewe wat ek moes vergewe het. Ek het nog steeds die bitterheid in my hart gehad teenoor mense wat goed aan my gedoen het. So dis faktore wat in my pad gestaan het, en dit laat my eintlik dink aan hierdie mooi Bybelvers wat praat van die nuwe wyn in ou leersakke. Yes. En dit verduidelik, of ek het bietjie ingezoom, bietjie gekyk, maar hoe kan die wynsakke skeer? Ek het dit nie lekker verstaan nie. En ek leer dat in die ou tyd het mense dierevelle gebruik om wynsakke te maak. Ja. En 'n dier se vel is rekbaar, is buigbaar en is rekbaar. En wanneer hulle die wyn daar ingegooi het, nuwe wyn daar ingegooi het, en die wyn het begin gis, dan het hierdie sakke saam met die wyn gerek. Yes. En as daai sakke dan nou uitgegooi was, en daar was nie weer wyn ingegooi nie, of het sonder wyn gestaan, en was skoon gemaak het, dan het die sakke hard getrek. En wanneer jy weer wyn ingooi, dan het dit gebreek, of het dit gebars. Dat is nie meer flexible. Want hy kan nie rek nie, hy was nie meer buigbaar. So, het my remind aan hoe ons lewe is. Wanneer ons na die Here toe kom, dan moet healing plaasvind. Ons moet die ou dinge uitgooi, ons moet die seer, ons moet skoonmaak die binne wat seer maak, sodat ons plek vir die Heilige Gees kan maak. En wanneer die Heilige Gees in ons is, en hy begin werk,
so expand ons saam met die Heilige Gees, so groei ons, so, maar as ons nie by die punt kom waar ons kan skoonmaak hier binne nie, dan beteken dit die Heilige Gees kan nie werk in ons nie, en dit kan veroorsaak dat ons breek, dat ons, ek onthou ek was in 'n stadium waar ek gevoel het ek misluk in alles wat ek doen, geestelik ek is nie goed genoeg nie, want ek het nie gegroei nie, ek het die deurbrake gesien nie, en dit is presies waar ek was nog nie skoon gemaak, ek was nog nie gereinig, ek het nog nie die proses deurgegaan nie. As gevolg van ook hierdie faktore waar net nog vasgehou het. Yes. Ja, jy noem iets van rein skoonmaak en daai, en het remind my aan waar Jesus vir die disippels sê, hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek, het hulle reeds rein gemaak. Maar en ek wil dit so oordra aan ons mense, that we need the words of Jesus to cleanse us and to heal us eventually. Is net sy woord wat ons kan rein maak, is net sy woord wat ons kan genees. Ek sit en ek luister na Megan, ek vra vir die vraag oor, wat is die faktore wat in 'n pad gestaan het, in 'n pad gekom het op haar healing journey, en sy noem een ding wat sy op klem lê, sy het nog nie vergewe nie. En onmiddellik terwyl ek luister na jou Megan, toe wonder ek nou, vir iemand wat nou dit moeilik vind om te vergewe, ek meen jy kan relate, en daar is baie van ons, is net te moeilik om te vergewe, soos ons sal sê, to forgive and to let go. Is baie van ons sê, ek sal vergewe, ek sal nie vergeet nie. Nou wonder ek baie kere, hoe verbind is daai twee nie aan mekaar? Het ek regtig vergewe en ek vergeet nie? Of is dit dat ek het nie vergewe, dis hoekom ek nie kan vergeet nie? Nou ek weet 'n mens sal nooit vergeet wat met jou gebeur het nie, en jy kan ook genees of genees wees. Maar my vraag, Megan, hoe maak 'n mens wat het moeilik vind om te vergewe? Is mense vandag wat luister na ons, en kyk, die persoon probeer alles. Hy vasseker, ek weet nie. Wat maak 'n mens? As jy so seer gekry het in die lewe, hoe kom jy by die plek van vergifnis? Vergifnis is 'n baie moeilike storie. Ek het op 'n stadium gedink is iets onmoontlik om te doen. Dit moet die moeilikste ding wees wat 'n mens kan ooit doen. Maar ek dink baie mense het 'n verkeerde persepsie van vergifnis. Soos pastoor nou gesê het, jy moet vergewe en jy moet vergeet. En ek dink wat aan jou gedoen word, kan jy ooit vergeet nie. Het gaan altyd daar wees. Die prentjie gaan altyd voor jou afspeel. Jy gaan dit dalk nie weer self experience, maar jy gaan sien 'n ander persoon experience. Het gaan nie altyd daar wees. So, en ek dink ook in die woord of God verwag van ons om te vergeet nie. Maar hy verwag wel van ons om te vergeet, om te vergewe. Skoon tog. Om te vergewe. En ek dink wanneer 'n mens op 'n punt kom waar jy sê, okay, ek sal vergewe, maar onthou net, ek gaan nog steeds dit doen, of ek so jy vergewe nie heeltemal regtig. Daar is nog 'n bietjie van onvergifnis binne in jou. En God verwag eintlik van ons dat ons ten volle vergewe, soos wat Jesus vergewe het. Ek bedoel, Jesus het al ons sonde op hom geneem. Hy was onskuldig aan die storie. En my het dit op hom geneem, en hy het ons vergewe daarvoor. En dit is wat hy verwag van ons om te doen. Ek wil meer uitbrei oor dit, maar wat ek net nou wil sê is dat vergifnis is iets wat jy eintlik wat net moet begin by jou. Vergifnis, ek dink, as ek dit self moet sê, sal ek sê, menslik kan jy nie vergewe op jou eie nie. Jy kan nie vergewe op jou eie nie. Jy het God nodig. Om met jou saam met die pad te stap, om vir jou in te staan, om vir jou in te tree, om daar vir jou te wees, wanneer jy by daar voel, maar jy kan nie vergeet, jy kan nie oor hierdie ding kom. So ek sal sê, uit my eie opinie, en ek sê nie, dit gaan vir 'n ander persoon werk. Dit gaan vir 'n ander persoon werk, uit my eie experience uit, sal ek amper sê, dit is mensonmoontlik om alleen op jou eie iemand te vergewe. Exactly. Ek stem 100% saam jou. Megan, ons tyd het so te sê amper uitgeloop. Maar ek wil net dit noem, en jy het dit nou so pas genoem, dat
vir ons familiegeliefdes wat ingeskakel is, jy sal nooit kan vergewe, menslik sal jy dit nooit kan doen nie. En dan gaan ons baie keer sê, maar hoe gebeur dit vir iemand wat nog nie die Here aangeneem het, maar hulle vergewe maklik? Het bly God. Die son skyn oor die regverdige, sowel as die onregverdige. En so wat ek vir u wil sê is as jy dit moeilik vind, om te vergewe, jy sit vir jare met die pyn en die seer, dan wil ek vandag vir jou sê, vra vir God om jou te help om te vergewe. Ons kan die Here enigiets vra. And when we ask God to help us to forgive, He will release grace, empowering grace, om ons by die plek te bring van vergifnis. En ek wil God dit noem, iets wat ek neergeskryf het, terwyl ons gereg gekry het vir hierdie oomblik, en dit is die volgende: healing of the soul is a process, and the speed of that healing depends on our knowledge of the character, love and grace of God. En dit, familie, is wat jou kan help. So ek wil eintlik sê dat hoe vinniger ons leer wie God is, hoe makliker kan ons by die plek kom van vergifnis. Yes. Want wanneer ek God begin ken, dan begin ek ken ek myself. Ek kry my identiteit. Ek sien wie ek is. Megan, ons moet nou afsluit. Laaste woord van jou kant af. Ek wil elkeen wat ingeskakel is, net dalk bemoedig, dat partykeer kan dit voel asof niks uitwerk. Partykeer kan dit voel asof die druk van wat die werklik is en die druk van waar jy eintlik moet wees, kan dalk party daar net too much is. Yep. En ek bedoel, baie keer het ek gevoel, ek wil opgee, baie keer het dit vir my makliker gelyk om liewer om te draai en my ou leefwyse te leef as wat ek deur hierdie proses van healing gaan. Want seer, dit is, jy moet deel met goedes wat jou seer gemaak het, en by tye het jy dalk gevoel, jy is nou oor die ding, nou moet jy weer die ding gaan oopmaak en jy moet weer deur dit werk. En dan ook vergifnis, die moeilike ding van vergifnis. Maar ek wil iemand bemoedig vandag. Dit voel moeilik en dit is moeilik. Maar as 'n mens deur dit is, dan kan 'n mens sien dit is worth it. Jy voel so verlig, jy voel losgemaak, regtig waar. Dit is asof jou siel vasgeboeie was. En wanneer jy net oorgee aan die Here om deur jou te werk, hom net inlaat, dan voel dit val los. Dit voel jy is los van elke binding. En dan daarvandaan af kan jy begin sien hoe die Here begin werk deur jou lewe. Want dan kan jy deur 'n skoon gees werk. Hy kan werk soos die sak kan expand dit, so kan jou lewe expand en so kan jy net jou lewe ten volle begin leef. Baie dankie vir dit, Megan. Nou geliefdes, jy's enige tyd welkom. Hier's nommers op die skerm. Jy kontak Megan as jy dalk 'n bietjie advies nodig het of jy het die boek nodig. Kontak my as jy wil lees met saam met jou bid of wat ook al. Maar ons is hier om saam met jou die pad te stap. We are with you on your journey of healing. En ons gaan volgende week verder praat. En ek wil graag hê, moet dit nie misloop nie. Nooi iemand en ons gaan verder praat oor Megan se journey van waar sy was en waar sy vandag is. Bly geseënd tot volgende week. Amen.